Môre, dis Dinsdag die 6de Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Miskien met 'n koppie koffie in jou hand of miskien met 'n hart wat nog seer is, maar wat tog wil aanhou loop met God. Vandag gaan ons aan in Genesis 23 en ons behandel vers 3 tot 16. Dis die deel waar Abraham opstaan uit sy rou en doen wat reg is. Hy doen die eerbare ding en in die oopte. In vers 4 sê Abraham: Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Dis nie net 'n feitestelling nie, dis geloof. Hy sê eintlik, ek woon hier, maar ek maak my nie hier vas asof dit my eindbestemming is nie. Ons is ook so, ons is vreemdelinge op aarde. Ons ware tuiste is in die hemel by die Here. En dan vra Abraham iets baie prakties. Hy sê, gee my 'n graf as besitting onder julle. Hy vra nie vir guns nie. Hy wil die plek wettiglik en openlik koop, sodat alles skoon is en niemand later kan twyfel of praat daaroor nie. In vers 6 antwoord die mense met respek: U is 'n vors van God onder ons. Dis 'n getuienis wat uit sy lewe kom. Selfs mense wat God nie ken nie, kon sien, God is met hierdie man. Nou skuif die storie na die onderhandeling en hier is die belangrike detail. In vers 10 staan dit gebeur in die poort. Dit was die openbare plek waar getuies sit, waar regsaake afgehandel word en waar die gemeenskap kon hoor en sien wat gebeur. Abraham wil nie dinge in 'n hoekie regmaak nie. Hy wil dit in die lig doen. En jy sien dit ook in sy houding. In vers 7 en weer in vers 12 staan daar, hy buig voor die mense. Hy is nederig en hoflik, maar hy's ook vas. Hy probeer niemand manipuleer nie. Hy beskerm die Here se naam. Efron bied toe die grond aan hom asof hy sê, ek gee dit vir jou. Maar Abraham dring aan, nee, ek betaal, neem die geld. Hoekom? Omdat Abraham nie wil hê dat iemand moet later sê hy het dit verniet gekry nie, of hy skuld iemand, of hy die dinge skeef gedoen nie. Hy kies integriteit, al kos dit hom. Dan kom die prys. In vers 15 noem Efron dit 400 sikkels silwer. En in vers 16 doen Abraham iets eenvoudig, maar belangrik. Hy weeg die silwer af, gangbaar by die koopman. Met ander woorde, dit is reg, dit is duidelik, dit is vasgemaak voor getuies. En hier is die les vir my en jou. Geloof is nie net wat jy sê nie. Geloof wys in hoe jy optree wanneer dit jou kos, wanneer jy onder druk is, wanneer jy moeg is, wanneer jy seer het. En juist dan kies jy die lig, omdat jy onthou, ons is vreemdelinge hier. Ons bou nie ons hoop op grond en goed nie. Ons bou op God. Ons is op pad huis toe. En nou wys dit alles na Jesus toe. Abraham betaal met silwer om 'n graf te koop. Maar Jesus betaal nie met silwer nie. Hy gee homself. Hy betaal die volle prys om mense te red, sodat die graf nie die eindpunt is nie en sodat ons 'n ewige tuiste by God kan hê. En die Heilige Gees werk in ons, sodat mense Christus kan lees in ons lewe, nie net in ons woorde nie. Kom ons bid saam. Here ons God, U is goed en U is heilig. U is waardig dat ons reg sal leef, ook wanneer dit ons iets kos. Ons bely dat ons onder druk maklik kort paaie wil vat, of dinge wil wegsteek, of hard wil word. Vergewe ons, Here, en maak ons skoon. Dankie vir Jesus, wat die volle prys betaal het om ons te red. Dankie dat ons ware tuiste by U is. Heilige Gees, lei ons vandag om regheid van hart te wees, hoflik in ons woorde, eerlik in ons besluite, en standvastig in wat U eer. Ons gee ons dag vir U. Gebruik ons lewe as 'n brief van Christus wat ander kan lees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy vergewe, hy red en hy maak nuut. En as jy hom ken, rus in sy genade. Die Here is met jou en jou huis is by hom. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.